Goeiedag en welkom. Lees saam met my hierdie week se teks. En hy sê vir hulle: "Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie." Lukas 22 vers 46. Die disippels het nie geslaap omdat hulle lui was nie. Lukas vertel vir ons, hulle het aan die slaap geraak vanweë hulle droefheid. Hartseer het hulle moeg gemaak. Die einde het soos 'n muur op hulle afgekom. Alles wat hulle saam met Jesus opgebou het begin verbrokkel. Die droom dat hy die Messias is, die een wat hulle sou bevry, het begin verdof. En vir daardie donkerte het gemaak dat hulle toemaak, afskakel, weggeraak het in die slaap. Dis nie ongewoon nie, ons almal ken dit. Wanneer dinge nie uitwerk soos ons gehoop het nie, wanneer iemand se diagnose kom, wanneer 'n verhouding verbrokkel, wanneer ons voel ons het ons eie pad verloor. Ons raak soms lewensmoeg, sielsmoeg, en die wêreld begin kleur verloor en ons slaap. Nie noodwendig fisies nie, maar emosioneel en geestelik. Ons sluit af om onsself te beskerm. Dis partymal al hoe ons kan cope. Ons kan nie net teenwoordig wees vir die morsigheid en die onsekerheid en die moeilik en die swaar en die seer van ons lewe nie. Dis te moeilik, te swaar, te seer. Maar wat die disippels nie kon sien nie, was dat daar iets groter aan die gebeur was, reg onder hulle neuse. Die werk van verlossing was besig om in daardie moeilike oomblikke te ontvou. Die grootste liefdesdaad in die geskiedenis van die hele wêreld het op daardie oomblik in Getsemane begin deurbreek. En hulle slaap. Die droefheid blokkeer die visie van hoop en redding. Jesus roep hulle en ons om wakker te wees. Hy nooi hulle om te waak en te bid. Hoekom? Sodat hulle nie in die versoeking sal kom nie, maar ook sodat hulle bewus kan word van wat werklik aangaan. Daar's 'n onsigbare werklikheid wat net sigbaar word vir die wat bid, vir die wat God vra vir sy perspektief op realiteit, vir die wat waak, vir die wat wakker is. Ons lewe met 'n groter dimensie as net die tasbare. In elke verhouding, in elke situasie is daar meer aan die gang as wat die oog kan sien. Dit geld vir mense. Ons is meer as 'n liggaam. Daar is 'n klomp goed wat in ons harte en gedagtes woed, 'n prisma van gevoelens en sielsverlange. Daar is meer as wat die oog kan sien. En dit geld vir God. Ons sien hom nie, maar hy is daar, werkend, nader aan onsself, nader aan ons as onsself. Wanneer ons wakker word vir die onsigbare teenwoordigheid van God, verander alles. Droefheid verdwyn nie, maar dit word geheilig. Moedeloosheid word die grond waar hoop begin groei. Wat eers gevoel het soos 'n einde, word 'n nuwe begin. Dis die uitnodiging van hierdie teks om wakker te word vir God se teenwoordigheid in alles. Nie net die goeie tye nie, maar juis in die pynlike oomblikke. Juis wanneer dit voel asof alles skeefloop. Jesus sê nie vir die disippels om die pyn te vermy nie. Hy sê nie hulle moet dit net positief benader nie. Hy nooi hulle om dit saam met hom in die oë te kyk, om te sien wat God besig is om te doen, reg daar waar dit die donkerste is. In ons lewens gebruik ons baie maniere om te slaap, ontvlugting, vermaak, werksverslawing, selfverwyd, sosiale media, alles om net nie te voel nie. Maar Jesus roep ons met sagte vasberadenheid om op te staan, om te waak, om te bid. Want hy is daar. Hy is besig om te werk.
Hy is die onsigbare teenwoordigheid wat sin gee aan alles. En wanneer ons bewus raak van hom, begin die verandering. Dan slaap ons nie meer nie, dan leef ons werklik. So kom ons doen vandag se refleksie saam en dan bid ons. Plaas jou aandag vir 'n oomblik op die grootste uitdaging waarmee jy nou sit. Vra jouself af of jy let op dit wat fisies waarneembaar is en let ook op hoe dit jou laat voel. Let op wat met jou gebeur en hoe dit jou laat voel. Let op wat jy dink en hoe jy dit wat gebeur het interpreteer. Gee wat jy voel en dink nou in hierdie oomblik vir hom en vra hom om iets agter te kom van sy teenwoordigheid in hierdie omstandighede. Dalk kan jy dit selfs in 'n brief vir Jesus skryf. Kom ons bid saam. Here, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van u teenwoordigheid in my lewe. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade,